wil net namens die kerkraad die volgende afkondigings doen. Ons wil voorbereiding vra vir die volgende persone, Annetjie de Beer, Ellie Augustyn, Cas Brits, Babs Venter, Rensie Esterhuizen. Vir jaarsdae, die 26ste Antoinette Janse van Rensburg, die 27ste Babs du Plessis, en die 28ste Jan Augustyn. Mag die Here vir hierdie verjaarsdagmaatjies van ons ryklik seën, die nuwe lewensjaar, en mag dit vir u oorvloedig wees, en mag die jaar vir julle net genade bring. Baie dankie, ek gaan eerstens, wil jy eers kom praat? Karin? Goeiemôre almal. Ek het gevoel ek wil vanoggend self die afkondiging kom doen, dan kan ek al die inligting deurgee en ek hoop nou nie ek vergeet iets nie. Lensha staan gou op. Jy moet vir my sê as ek iets vergeet. Die Here het so rukkie terug op Lensha se hart gelê om 'n praise and worship aand hier by die gemeente te hou. Ons wil dit so bietjie meer ook doen. So hierdie is die eerste afskop Vrydag aand, nou Vrydag aand, die skole sluit Vrydagoggend en ons sluit af met die jeug, die kinderbediening sluit ook vandag en ons wil almal van 1 tot 100, het Daleen gesê, van klein tot jonk nooi. Kom al so 5:30, 5:15 se kant, 6:00 gaan ons begin met die praise and worship vir 'n hele uur lank. Mense gaan ons die Here loof en prys. Gaan dit nie heerlik wees nie? Waar het jy al so geleentheid gehad? Kom asseblief, die mense hier van 'n ruimte, 7:00 is dit nog lig genoeg dat jy kan huis toe stap, so asseblief, almal is baie welkom, bring vriende, bring familie, ons wil regtig dit 'n heerlike geleentheid maak om net lof en aanbidding aan die Here te bring. Die snoepie gaan wel oop wees voor die tyd en na die tyd en ons gaan 'n kollekte opneem. Dit gaan al die fondse gaan net vir die gemeente. So daar's nie 'n spesifieke projek nie, dit is net om die gemeente ook so bietjie te help. Dit was ook op Lensha se hart. As iemand meer inligting wil hê of meer ondersteuning wil gee, asseblief, Lensha het gesê sy sal na die tyd hier wees. Julle is baie welkom om met haar te gesels. Dan het ons die kinders ook vanoggend in die diens, want ons het nou al die hele kwartaal, elke Sondag daar in die kerksaal, het ons vir hulle 'n sendingverhaal vertel. So ons het vir hulle gesê, vanoggend gaan geopende deure hier wees, en dan kom hoor ons van die mense wat in die veld werk self, en ons kan sien wat hulle doen. Dan wil ek net terwyl die kinders en die ouers hier is, die kinder- en die jeugkamp, ons het 2 kampe hierdie jaar, vir voorskool tot graad 5 hier op die terrein, en dan graad 6 tot matriek, gaan ons na die hoekie toe, hulle het nou 'n ander naam, Extreme Life Adventure, so ietsie, maar ons almal ken dit as die hoekie, dis net so buitekant Pretoria, so ons vat die jong mense bietjie soontoe. Die forums het ons nou al lankal uitgegee, maar ons wil vra dat julle dit asseblief teen Vrydag met die praise and worship vir ons terugbring asseblief. Dit help ons net met ons beplanning, dat ons nie nog na die vakansie 'n klomp ekstra getalle het, en dan is ons beplanning nie goed genoeg nie. So asseblief, julle kan nog steeds die einde van die maand betaal, maar as ons net die briewe so gou as moontlik in die kantoor kan kry, en dan vir die jeug, ons gaan na die praise and worship Vrydag aand, gaan ons aan met die jeug. Ons wil dan ook al die ouers nooi om saam met ons te kom kuier. Ons gaan 'n lekker kuier aand hê saam met die jong mense en hulle ouers. Julle is baie welkom. Dankie. Dit gaan fantasties wees. Great idee. Gaan julle Saterdag, Vrydag aand sien. Ek was lanklaas hier, so, dit is lekker om weer terug te wees. Toe ek en Marie terugry, het ons van mekaar gesê, ons is of hier of nêrens. Of in hierdie gemeente, of ek sien nie kans vir 'n ander gemeente nie. Want hierdie gemeente is regtig vir ons 'n tuiste. Dit is vir my soos by die huis kom, om hier aan te kom. Dis julle is my hartse punt, dis wat ek wil sê.
Ons het vanoggend 'n groot, julle ken my nou al met name, so vir die afgelope halfuur loop ek rond en sê, Hannes van der Walt, Hannes van der Walt, anders te vergeet ek die naam. As ek so op 'n spot is, dan vergeet ek naam, maar Hannes, kan ek jou nooi om vorentoe te kom. Ons het die voorreg vanoggend om vir Hannes by ons te hê, om vir ons woord te bring, en dan te praat oor geopende deure. En dit is 'n fantastiese organisasie wat nou al jare 'n voet in die deur het, eintlik 'n oop deur het, reg oor die wêreld. En nog toe deure ook, maar ons wil vir Hannes, wat nou in die bediening was vir 'n hele klomp jare, en die afgelope 4 jaar voltyds by geopende deure betrokke is, wil ons welkom sê. Hannes woon nie ver van ons af nie, hy is hier in Anlin, en hy kuier vanoggend by ons. Ons bid vir jou vanoggend, die Here se seën toe, en ek gaan nie veel vertel oor die res van geopende deure nie, hy het die voorreg om ons daaroor in te lei. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, ons wil kom bid vir ons broer, Hannes, dat hy u woord gaan bring met sekerheid en selfvertroue, omdat hy weet dat hy praat namens u. Ons is afhanklik, ons is afwagtend om te hoor wat u deur hom wil sê vanoggend. Seën sy lippe, seën hom. En seën hom as hy terug gaan na sy huis toe, vanmiddag, of net nou, dat hy regtig waar u teenwoordigheid sal beleef in hierdie dag. Ons bid dit tot eer van die naam. Amen. Baie dankie. Dankie broer Wynand. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons redder, verlosser en zaligmaker. Ek wil vir Dominee Gerrit en ook vir Dominee Wynand en die bestuursraad baie dankie sê vir die geleentheid om vandag dan hier saam met u te kan wees. Dit is vir my werklik 'n groot, wonderlike voorreg. Geliefdes, ek gaan vir ons saam lees uit die woord van die Here in Lukas 13 en vers 23 tot 27. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word min? En hy sê toe vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en na die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink en u het op ons strate geleer. Maar hy sal weer vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Dan wil ek ook Lukas 12 vers 47 aanhaal. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar nie gereed gemaak het of volgens die wil van die eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligter straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Tot sover die woord. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik. Here, u lig skyn in die duisternis, en die duisternis sal dit nie oorweldig. Baie dankie, Here, vir u wonderlike woord. U het u woord vir ons gegee om vir ons 'n lig op ons pad te wees en 'n lamp vir ons voet. Ek wil vanmôre bid, Here, dat die geopening van u woord ook in ons harte sal seën bring. Dat u vanmôre deur die Heilige Gees in elke hart, Here, u doel sal bereik, en dat u naam verheerlik sal word deur hierdie diens. Gebruik my dan as 'n werktuig tot eer van die naam, sodat u kinders ook daardeur versterk, bemoedig en ook aangemoedig kan word. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou die ou vertaling sê van vers 24, stry hard om daarin te kom. Die woord van die Here sê, as die regverdige nouliks gered word,
waar sal die sondaar verskyn? Iemand het gesê, you cannot go to heaven in a rocking chair, because there's no lazy bones there. Geliefdes, om hemel te kan maak, kos volgens hierdie skrif, om hard te stry, om aan te hou, om vas te hou, om te volhard tot die einde toe. 'n Klompie jare gelede het ek en my gesin vakansie gehou in die Kaap, en die Saterdag toe gaan ons daar na die Markplein, en daar was verskeie stalletjies, blomme verkope, en baie van die snyterye wat hulle daar verkoop het, geweldige klomp stalletjies, maar onder andere, daar op een kant was daar so 'n driehoek wat uitgesit was met 'n platform, waar predikers of mense, soos wat Paulus daar by Athene, kon hulle saak daar bring. En toe as dit daar is, toe staan daar 'n kleerling man, 'n prediker daar, en dan loop hy die een kant van die verhoog, dan sê hy, ons is in 'n oorlog, ons is in 'n geestelike oorlog. Dan stap hy weer terug na die ander kant, dan sê hy, ons is in 'n oorlog, ons is in 'n geestelike oorlog. En so het hy seker vir 'n kwartier of 10 minute of langer, dis al wat hy gepreek het, ons is in 'n oorlog, in 'n geestelike oorlog. Nou geliefdes, dit klink dalk maar eenvoudig, maar hoe waar was sy woorde nie? Want Efesiërs 6 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte, die wêreldheersers van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. Nou Paulus noem dit 'n worstelstryd, wat ek het dag vir dag teen die bose, en wat werklik hard stry, en hard kos om kop bo water te hou. Nou die Here sê vir Kain aan die begin van die woord in Genesis, hy sê, Kain, die sonde lê loer vir jou, maar jy moet daaroor heers. Geliefdes, so lê die sonde elke dag vir my en jou en loer, maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid, ons moet daaroor heers. Nou die skrif sê ook, hy sê, wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Om op hierdie geestelike pad te begin, en halfpad op te hou, gaan nie baat nie. Dis net soos wat 'n man 'n marathon hardloop, en as hy nie voltooi nie, dan kry hy nie die prys of die medalje nie. So ook op hierdie geestelike pad. Ek moet volhard tot die einde toe. Nou hulle vertel in die kommunistiese tyd, het hulle baie keer die Christene daar na Siberië toe gestuur, die noorde kant van Rusland, waar dit so minus 65 grade word. En dan het hulle die kinders van die Here daar op die ys laat staan. Hulle het poedelnakend uitgetrek, en dan kap hulle 'n pen in die ys, en 'n ander ketting aan die persoon se enkel, en dan aan die pen. En dan staan die kind van die Here daar op die ys, en dan is daar een kant, is daar 'n tent, waar 'n wag sit, en hy sit daar met 'n lekker, in die tent met 'n vuurtjie, hy sit daar met sy koffie en sy konjak, en dan tart hy die kind vir die Here. Verloon die Here Jesus, en jy kan hier saam met my kom sit. En geliefdes, dan staan die kinders van die Here daar op die ys, en hulle bly volhardend by die Here staan. En dan sal een vir een verys en omval en sterf. Vertel hulle van een man, dat eendag in hierdie wag hom ook so gekoggel, en toe so op die punt, dat hy voel hy gaan sterf. Toe roep hy vir die wag, reg, ek sal die Here Jesus verloon. En die wag spring daar op. Hy sê, wat? Jy gaan die Here Jesus verloon? Hy sê, man, net voordat jy dit gesê het, toe sien ek 'n laar van engele met wit klere, wat gekom het om jou te kom haal. Hy sê, jy kan nou maar hier in die tent kom sit, en die koffie en die konjak drink, ek gaan in jou plek op die ys staan. Wonderlik, dat die Here selfs in daardie oomblik nog 'n siel kon red. Hier in Eritrea, noord van Ethiopië, was daar 'n man, so 'n paar jaar gelede, met die naam van Pieter. Hy was absoluut 'n prediker,
en 'n verkondiger van die evangelie. En toe word die moslems vir hom kwaad. En toe vang hulle hom en hulle sit hom in 'n doodskus. En vir 6 maande het hulle hom gemartel. Het hulle hom geslaan, het hulle hom uitgehonger en hom dag vir dag probeer oortuig dat jy die Here Jesus moes verloon. Maar hy het dit nie gedoen nie. So maar soos 'n riet, maar hy bly staan, hy het volhard tot die einde toe. En toe, na 6 maande, toe gooi hulle hom in die gevangenis. En vir 2 jaar het hom verder bly martel, het hom verder bly slaan, hom uitgehonger, maar hy het bly staan. En intussen het hy ook siele vir die Here Jesus in die tronk bereik. En na 2 jaar het geopende deure gehoor van Pieter. In ons nuusbriewe wêreldwyd het ons dit uitgestuur. En wêreldwyd het mense begin bid vir Pieter. En deur die groot genade van die Here het hy ontsnap uit daardie kamp en kon hy na veiligheid vlug. Geliefde kinders van die Here, vriende, Jesus se koms is voor die deur. Al die tekens is daar. Maar vanmôre is die vraag aan jou en my, is ek en jy gereed vir sy koms? Hierdie teks in Lukas 12:47, in die ou vertaling sê hy, die diensknegt wat die wil van die Heer geken het, en nie klaar gemaak het, of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Die vertaling, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar nie gereed gemaak het, of volgens die wil van die eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Geliefdes, ons in Suid-Afrika het geen verskoning voor God nie. In ons ouerhuis, by die skool, by die weermag, oor die radio, oor die televisie, by die kerk, by die universiteit, oral word daar vir ons voorgehou die reddende genade van ons Here Jesus Christus en dat ons heilig moet lewe. Maar die vraag is, doen ons dit? Lewe ons waarlik heilig? Die woord van Here sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien. Geliefdes, dit is nie net om tot bekering te kom nie. Dis goed, maar daarna is daar 'n pad van heiligmaking, 'n pad van aflegging van dinge wat die Here nie behaag nie. En dit sal aanhou tot die dag wat ons kop neerlê. Vir my so tragies is die gedeelte van die 10 maagde, dat 5 was in staat om in te gaan na die bruilof saam met die bruidegom. Omdat hulle genoeg olie gehad het, omdat hulle lampe aan die brand was. Maar hoe tragies, dat daar 5 ander was, wie se lampe nie aan die brand was nie, omdat hulle nie genoeg olie gehad het. En hulle moes hoor van die bruidegom, gaan weg van my, ek het jou nooit geken. Hoe tragies. Hulle was dan maagde, maar hulle was nie gereed nie. Hulle het nie genoeg olie in die lamp gehad. Hulle was nie brandend vir Jesus nie. My vraag vanmôre, liewe gemeente van God, broer en suster, is u brandend vir Jesus? Ek luister ander dag op YouTube. Ek is nie baie lief om dit te doen nie, maar partykeer laat aande, doen my wynand, dan sing ek 'n bietjie op YouTube lekker geestelike liedere terwyl ek aan aanbidding is. En ek luister na 'n onderhoud wat 'n dominee gehad het met 'n vroutjie wat eers 'n duiwelaanbidder was. En sy het tot bekering gekom. En hy vra vir haar, wat het julle gedoen toe julle nou duiwelaanbidders was vir die Christene? Sy sê, ons het geeste hulle pad langs gestuur. Geeste van onsedelikheid, van twis, rusie, jaloesie, nait en afguns en al die tipe van geeste. En hy vra vir haar na almal toe. Sy sê toe baie iets interessant. Sy sê, wanneer iemand waarlik wedergebore is, dan was daar 'n vlammetjie op hulle hart. En ons kon nie maklik hulle verlei nie. Maar sy sê, daar's baie kinders van die Here, wat omhulles met vuur. Ons kon nie naby hulle kom. Dis kinders van die Here, wat aan die brand is vir Jesus. Mense wat gevul is met die Heilige Gees, en ook die vuur van die Heilige Gees. Is u aan die brand vir Jesus? Geliefdes, liewe jong mense, daar was 'n tienerdogter.
so ongeveer 15 jaar oud. Sy het in 'n huis gebly waar haar pappie en mammie ateïste was. En daar was in daardie huis niks van die Here Jesus toegelaat nie. Nie 'n Bybel nie, nie enige iets oor die Here Jesus mag daar gesê word. Maar een naweek toe gaan slaap sy by 'n vriendin. En hierdie mense neem haar saam na spesiale dienste in 'n tent. En daar gee sy waarlik haar hart vir die Here Jesus. En sy word wedergebore. En hierdie mense gee toe vir haar 'n Bybel om saam te neem huis toe. Maar soos dit maar werk met iemand wat wedergebore is, jy is nie meer dieselfde nie. Die skrif sê iemand wat in Christus Jesus 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So kon sy dit nie wegsteek nie. En nie lank nie, toe kom haar ouers agter, maar hierdie kind is iemand anders. En hulle begin haar toe dophou. Nou sy het in die aande onder die laken het sy haar Bybel gelees met 'n liggetjie. En haar pa vang haar uit. En hy's verskriklik kwaad. Hy's briesend. En hy sê vir haar, jy moet vandag 'n keuse maak. Of jy verwerp deur Jesus en jy brand hierdie Bybel, of jy moet die pad vat. Hy sê vir haar, gee jou kans tot môre aand. As ek van die werk afkom en jy jou keuse uitgeoefen het, anders moet jy gaan. En geliefdes, sy is baie lief vir haar ouers. Maar die aand, sy het baie gehuil daardie dag. Die aand, toe haar pappie terugkom van die werk af, toe staan sy reeds aangetrek, met haar tassie gepak. En toe pa en ma dit sien, toe is hulle dadelik ontsteld en briesend kwaad. En sy sê, pappie, mami, ek is baie lief vir julle, maar ek is liewer vir Jesus. Ek sal eerder gaan, as wat ek my rug op die Here Jesus sal draai. En die pa is briesend en hy skreeu, trap uit my huis uit. En sy sê, papi, is reg, ek sal gaan. Maar kan ek nie net 'n lied sing? Die pa sê, reg, ek sê jou toelaat om 'n laaste lied te sing. En sy gaan sit agter die klavier nou. Julle voorsangers moet my nou verskoon, ek is nie so mooi soos julle sing nie. Maar sy sing, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak al sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skroei al Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wie na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Toe sy opstaan en omdraai vir die klavier, toe staan haar pappie en haar mamma op hulle knieë, met trane in hulle oë. Toe sê hulle, ons soek ook daardie Jesus wat jy dien. En hulle kon hulle harte vir die Here Jesus gee. My liewe broer en suster, wie jong mense, kan ander mense Jesus in jou sien? Is jou lewe 'n trekpleister na Jesus? Of is dit 'n aanstoot? Ook in jou huis. Kan mense ook sê, ek wil hê dit wat jy het? Hulle vertel van 'n sendeling
wat hier in Afrika en afgeleë plekke vir die Here gaan werk het. En hy kom daar en hy vertel vir hierdie stam aangaande die Here Jesus. En die mense het hom uitgeluister so vir 'n uur of 2. Toe sê hulle, meneer, stop. Daardie man waarvan jy praat, ons ken hom. Hy sê, maar hoe kan julle hom ken? Hy het 2000 jaar gelede gelewe. Hulle sê, nee. Meneer, dominee, daai man lê begrawe daar onder die boom. Toe sou hy uitvind dat daar so 'n paar jaar terug was daar 'n ander sender wat ook daar gewerk het. En hy het daar gesterf. Maar hy het gelewe soos die Here Jesus gelewe het. En hierdie mense sê, ons ken hom. Hy lê begrawe daar onder die boom. Liewe vriende, broer en suster, ek vra weer, kan ander mense Jesus in jou sien? Sal hulle dieselfde van jou kan sê? Ons ken daardie man, ons ken daardie vrou, ons ken daardie jong mens. Hulle het gelewe soos wat Jesus gelewe het. Daar is nie meer tyd om godsdienst te speel nie. Tyd het verbygegaan. Wil ek vanmôre sê, gemeente van God, skik jou om jou God te ontmoet, sodat jy eendag ook sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, diensmaag, gaan in die vreugde van jou Heer. Ons het hierdie wonderlike liedjie aan die begin gesing, jy is so bly, dat Karin, ek weet nie wie dit uitgekies het nie, maar wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Geliefdes, wie gaan saam met jou hemel toe? Vir wie het jy 'n voorbeeld gestel van 'n ware opregte lewe as 'n kind van Jesus? Wat ook eendag sal sê, jy is die rede dat ek in die hemel is, want jou lewe het my na Jesus gelei. Mag die Here ons daarin help. Kom ons sluit af. Dan sing ons almal saam. Die musiek hoef nie te speel nie. Hier net hierdie een vers van wat hierdie dogter gesing het. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Mag het so wees in die lewe. Amen. Geliefdes, die tweede rede van my besoek vandag hier is om met u te praat oor die wonderlike werk van geopende deure. Nou soos wat Dominee Wynand aangehaal het, ek woon hier in Anlin, hier naby u, vir die laaste 3 jaar. Maar vir die laaste 4 jaar is ek betrokke by hierdie wonderlike werk van geopende deure. Nou, ek was deur die genade van die Here bevoorreg om 27 jaar voltyds vir die Here te werk, in verskeie gemeentes. Maar nou sê ek altyd, ek is nou afgetree, maar ek is nie uitgetree. Deur die groot genade van die Here is ek bevoorreg om elke Sondag met verskeie kerke te kan optree. Ek tree baie die NG Kerke op, ek het nou so 3 weke terug by die NG Kerk in Middelburg daar bedien. Verlede naweek by die NG Kerk in Huisyview, daar lekker vasgesit in die modder. Jy het reën in daai plek, hoor. Hulle sê die hele week reën dit nog. Nou, en vandag is ek hier by julle. Maar so gaan ek van kerk tot kerk. Gereformeerde kerk, hervormde kerk, AGS, PPK, Lede in Christus, Evangelies Gereformeerde kerk, ensovoorts, ensovoorts. Charismatiese kerke, Engelse kerk, Afrikaanse kerke, klerenkerke, swart kerke, oral waar die Here vir my 'n geleentheid gee. Nou geopende deure het so ongeveer 1150 voltydse werkers, maar ek is net deeltyds. Nou geliefdes, baie mense glo dat die vervolging van kinders van die Here iets van die verlede is. Maar dit is 'n feit, soos wat ek vandag hier sit, dat op die oomblik daar miljoene Christene ernstig vervolg word. Mense wat nie weet of hulle vanaand nog gaan lewe. Dan wil ek sê, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om hier vrylik nog die Here te kan aanbid. Maar wat is ons aanbidding van die Here Jesus beteken? Dat ons aangeraand word, dat ons ontvoer word,
dat ons in die gevangenis beland en dat ons self gedood word as gevolg van ons geloof in die Here Jesus Christus. Om 'n bietjie statistiek vir julle te gee. Op hierdie stadium word ongeveer 14 Christelike kerke per dag aangeval. Baie van hulle word met petrolbomme opgeblaas, ander word met dinamiet opgeblaas, ander word opgeskiet. Net 'n bietjie te vertel, in Nigerië die laaste jaar is daar 18.000 kerke al verwoes. In die noorde van Mosambiek 200 kerke wat al daar verwoes is. Verlede jaar Februarie maand, toe 2 kinders van hier in Pakistan ietsie gesê oor Mohammed. Toe gaan die moslems, hulle brand 10 kerke in daai dorpie af en 100 huise van gelowiges. So wêreldwyd geliefdes, 14 Christelike kerke per dag word aangeval. Voordat jy vanaand gaan slaap, gaan ten minste 16 Christene vermoor word. Dag vir dag, gemiddeld 16. Party daar meer, ander daar minder. In Nigerië die laaste jaar is daar 52.000 Christene vermoor, meer as in Gaza. Geliefdes, so 3 maande gelede, toe die kinders van die Here in die DRK, in die Kongo, by die kerk uitkom, toe skiet hulle 71 van hulle dood voor die kerk. Nou so ongeveer 'n maand gelede, toe daar kinders van die Here 'n begrafnis hou van 'n Christen, toe kom ISIS, hulle skiet 70 van hulle dood, en hulle gaan en skiet nog 30 plaasmense ook dood. So geliefdes, in Irak is daar ongeveer hierdie jaar al 1000 Christene vermoor. En wêreldwyd, soos ek sê, geliefdes, plus minus 16 per dag. Op hierdie stadium word daar bevind dat 93% van die Christene wat vermoor word in Afrika vermoor word. Die moslems raak ernstig, doen die byna. Ons het gedink dat dit is in die ooste met Irak, Iran, Noord-Korea, China en daai plek. Ja, dis ernstig daar, maar is erger in Afrika deesdae. Die moslems raak rof en hulle infiltreer oral. Jy het self gesien dat in baie van die stede van Engeland en ook Amerika dat die burgemeesters is al moslems. En hulle bring vervolging mee. Ongeveer 17 Christene beland per dag in die tronk en kom baie keer nie daaruit. As jy in Noord-Korea in die tronk beland, dan gaan hulle jou vrou, jou ma, jou pa, jou kinders almal in hegtenis neem, in die tronk gooi en jy sal nie weer daar uitkom. Hulle sorg dat jy uitgehonger word en doodgewerk word totdat jy sterf. Gemiddeld 27 vroue per dag word seksueel aangeraak of verkragt as hulle weier om die Here Jesus te verloon. Ek sê weer, die moslems is erg. Hulle sal hulle eie ma en hulle eie sussie laat vermoor as hulle die Here Jesus aanneem en die moslim geloof afsweer. Geliefdes, u sal vanmôre vra, maar watter organisasie is Geopende Deure? Geopende Deure is in die eerste plek 'n nie winsgewende organisasie. Ons is glad nie ingestel om wins te maak. Wat ons beywer om hierdie 388 miljoen Christene wat ernstig vervolg word in meer as 60 lande, om hulle by te staan. By dit alles is ons 'n stem vir die vervolgde kerk in lande waar hulle nie 'n stem het. Nou geliefdes, by die deur, en ek weet, Karine het my gehelp om dit te plaas by die deure, is daar 'n vormpie, wat ek wil tog maar vra, ek klompie het dit al reeds voltooi, ek weet julle het voltooi vir my gebring ook, waar ons probeer 1 miljoen stemme kry, petisiestemme, waar ons dit gaan voorlê aan die United Nations en ook aan die Europese Unie, waar ons beswaar gaan maak teen die geweldige vervolging van Christene. Ons wil dit tog maar vir vra. Skryf dit die naam, die tekenaar en sit net die e-posadres daar. By die deure is die vorms. Na die tyd sal jy dit net vir my asseblief daar voltooi. Ons het op hierdie stadium al seker amper 0,5 miljoen rand. 0,5 miljoen nie rand, die stemme. En ons wil graag 1 miljoen voor die einde van die jaar aan hulle voorlê. Ons het al 2 weke terug by United Nations het van ons voltydse werkers al die saak van die kinders van die Here gaan bepleit. Sodat Trump het nou iets te sê gehad oor Nigerië. Hy sê as hulle nie ophou om die Christene in Nigerië te vervolg, stuur hy sy soldate. Nou ja, ons sal maar sien hoe dit sal gebeur. Maar in elk geval, geliefdes, myself en Geopende Deure werkers beweeg Sondag na Sondag en selfs in die week beweeg ons van plek tot plek om mense bewus te maak wat in die wêreld aan die gang is. Hoekom? In die eerste plek
om mense te kry om vir hierdie mense te bid. In die tweede plek om waar moontlike bydrae te kan maak, sodat hierdie mense kan voortgaan om die lig van die wêreld en die sout van die aarde te kan wees. Nou geliefdes, geopende deure, deur die ondersteuning van mense soos u en ek, is ons in staat om miljoene der miljoene Christene by te staan, in besonder met die plasing van Bybels. Ons het in 2023 in Suid-Afrika, deur ondersteuning wat gemeentes en mense individueel gee, kon ons 3 miljoen Bybels by die Bybelgenootskap aankoop en dit insmokkel in lande waar daar nie Bybels beskikbaar is. Wêreldwyd het geopende deure 7 miljoen Bybels aangekoop, dit ingesmokkel in lande waar daar nie Bybels beskikbaar is. By dit alles ondersteun ons ook hierdie Christene met kos, met klere, met medisyne. Ons bou kerke en pastorieë op wat vernietig is. Ons het kinderhuise in baie van die lande waar die ouers vermoor word, vat ons jou kindertjies in die kinderhuis en ons versorg hulle tot hulle oud genoeg is om uit te gaan. Intussen besoek ons ook hierdie mense. En miskien was daar van u wat al saam met ons groepe gegaan het. En ons gaan ondersteun hierdie mense, ons voed hulle ook op in die geestelike. In besonder is ons ook besig om 'n kursus te gee met die naam van Standing Strong in the Storm. In Afrikaans sê om sterk te staan te midde van vervolging. Die rede hoekom ons hierdie kursus gee, is dat volgens statistieke sal daar 7 uit 10 Christene wat gekonfronteer word, verwerp deur Jesus of ons, maak jou pa, jou ma, jou kind, jou man, jou vrou dood, sal 7 uit 10 Christene sal deur Jesus verloor. Nou u sal vanmôre sê, Hannes, maar ek sal nie dit doen. Ek sal nie deur Jesus verloor nie. Maar geliefdes, kom u in 'n situasie dat ek gaan jou vrou, jou man, jou ma, jou pa, jou kinders doodmaak. As jy nie nou deur Jesus verwerp nie, is dit 'n ander saak. En volgens statistieke 7 uit 10 Christene verwerp deur Jesus. Nou wil ek u vertel van 'n ou dogtertjie met die naam van Susanna, ons kinders in besonder. Sy was 12 jaar oud. So 3 jaar gelede het sy gewoon saam met haar pappie en mammy in 'n dorpie in Egipte. En haar pappie en mammy was werklik aktiewe sielewenders vir die Here Jesus. En toe raak die moslems vir hulle kwaad. En hulle besluit hulle met hierdie 2 mense elimineer. En op 'n dag toe ry Susanna saam met haar pappie en mammy in die kar. En die volgende toe spring 2 ISIS manne weerskante van haar in die kar in agter en hulle druk 'n mes teen haar keel. Hulle sê vir die ouers, as julle nie vandag deur die Jesus verloon nie, dan sny ons haar keel af. Hierdie ouers weet nie wat om te doen nie. Hulle is lief vir hulle kind. Maar wat nou? Maar hierdie ou dogtertjie, 12 jaar oud, is wedergebore. As sy sê, papi, mami, ek is 'n wedergebore kind van Jesus. As hulle my keel afsny, is ek dadelik by Jesus. Moenie Jesus verloon nie. Die pa ma sê, my kind, ons kan dit nie doen, ons is lief vir jou. Sy sê, verstaan mooi, as ons die Here Jesus verloon, is ons verlore. Maar as hulle my keel afsny, is ek dadelik by Jesus. In elk geval, pa ma, hulle gaan ons in elk geval doodmaak. Teen wat dit. En hierdie pa ma besluit reg, ons gaan nie Jesus verloon nie. En hulle sê dit vir Jesus manne. En dan sny Susanna se keel af. Nou, liewe kinders, is nie elke dag wat kinders so vermoor word nie, maar dit gebeur wel. Maar dank die Here dat Susanna se dood was nie verniet. Daar is 'n dorpie begin in Egipte met die naam van Susanna. En daar werk baie van ons Afrikaanse organisasies soos FEBA, die Gideons en ook geopende deure en waar ons Egiptenare vir die Here Jesus bereik. As die spreekwoord wat sê die bloed van die martelare is die saad van die kerk, het werklik tot werklikheid gekom. Susanna se dood was nie verniet nie. Maar 'n ou kindjie wat gebly staan het, maar volhard het tot die einde toe. Want hy sê dan sal ons gered word. Nou geliefdes, geopende deure is begin deur 'n man met die naam van broer Andrew of brother Andrew. Hy was al 'n Hollandse man wat so 3 jaar gelede oorlede is in die ouderdom van 94, nog steeds aktief. Sy doen Wynand was nog lank om te gaan. Nou hy het 'n boekie geskryf in 1967 met die naam van God's Smuggler. In Afrikaans sê God se smokkelaar. Nou hierdie boekie is in 1967 vertaal in 30 tale
en 10 miljoen kopieë in 1 jaar van daai boekie verkoop. Nou geliefdes, ek het ongelukkig nie 'n eksemplaar van die boek meer by my nie, maar ek wil u tog aanmoedig. U kan hierdie boek in enige boekwinkel koop, God's Smuggler deur Brother Andrew of God se smokkelaar deur broer Andrew. Dit gaan jou lewe verander. Dit het my lewe verander jare terug toe ek hierdie boek gelees het. Dit het my lewe verander. Om te sien hoe mense volhard te midde van vervolging, baie keer die tronk, maar hulle kon nie hulle stemme stil maak. Nou die Here het met broer Andrew gepraat in die skrif van die Openbaring 3 vers 2 wat sê wees wakker en versterk die wat besig om dood te gaan. En hy het toe sy lewensroeping gemaak om agter die ystergordyn daai tyd in Oos-Duitsland, Belarus, Oekraïne, Rusland en hierdie plekke in te gaan en die evangelie te verkondig. Hy het gewoonlik met 'n Volkswagen kewertjie gery. En dan het hy so 20, 30 Bybels in die ou karretjie laat versteek. En as hy by die grensposte gekom het, het hy altyd gebid en sê, Here, sluit hulle oë dat hulle nie my Bybels kry. In al die jare, sê hy, nooit een Bybel by hom gekry. Die Here het hulle oë gesluit dat hulle nie 'n Bybel by hom kon kry. Nou in 1981, met die hulp van geopende deure werkers, was dit vir broer Andrew moontlik om 1 miljoen Bybels in te smokkel in China. Ek het dit gesien, die kratte wat hulle met 'n boot ingevat het, ingesmokkel het in China. En geliefdes, op die oomblik word daar bereken dat daar elke maand 25.000 Chinese vir die Here Jesus gewen word. En daai Bybels het 'n baie groot inslag wat dit aanbetref. Nou ek kan vir julle baie dinge vertel, maar ons tyd laat ons nie toe. Ons gaan nou luister na 'n video van 'n man met die naam van Alexander. Nou Alexander het so 'n paar jaar terug sy getuienis in Suid-Afrika kom bring. Nou hy was absolute werktuig vir die Here Jesus. En toe stuur die KGB hom na Siberië toe, daar waar dit so koud word. En daar kom hy in die tronk gegooi. Maar hy kon nie stil kry. En toe besluit hulle maar, hulle moet hom elimineer. En toe het hulle 'n venster in sy sel gebreek. Nou, ons luister na die video. Baie dankie julle. Continues, not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold, terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair.
One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor, "This is impossible. We can't explain it." About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. That was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Daar's krag in gebed. Alexander is nie die enigste persoon wat deur die jare uit gevangenskap vrygelaat is as gevolg van mense wat gebid het. En geliefdes, daar sit op die oomblik miljoene Christene in tronke as gevolg van 'n geloof in die Here Jesus. En die woord van die Here sê, dink aan die gevangenes asof julle self gevangenes is. Ons kan dalk nie wil uitkom, maar ons kan vir hulle bid. Dat die Here krag en genade sal gee om staande te bly. Nou, ek wil vreeslik graag vir julle nog 'n baie kort video gewys het, maar my broer sal sê daar dat iets verkeerd gegaan met die memoriestiek. Ek het dit gister weer laat oorneem, verlede naweek of 2 naweke terug by 'n gemeente in Springs, het hulle die ding al my goed skoon gemaak. Toe het ek dit weer laat oplaai, maar daar het iets ergens verkeerd gekom. Maar ek gaan nie nou kortliks vertel van hierdie geval. Hierdie man en vrou het in 'n klein dorpie in Indië gewoon, en hulle was ook aktiewe sielewenders vir die Here Jesus. En toe raak hierdie klomp moslems vir hulle kwaad.
En die burgemeester bring die hele dorp op die stadsplein bymekaar. En hy bring toe die man en vrou en hulle kinders ook daar. En hy sê vir hulle, as julle nie vandag deur Jesus verwerp nie, dan maak ons julle kinders dood. En die man en vrou kyk vir mekaar, en die man vat sy gitaar, en hy begin te sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Toe maak hulle sy kinders dood. En die burgemeester sê vir die man en vrou, ons gee nou nog 'n kans. Verwerp deur Jesus, dan kan julle lewe. Anders maak ons die vrou dood. En hy begin maar weer te sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Toe maak hulle sy vrou dood. Dis sê ons gee nou 'n laaste kans. Verwerp deur Jesus en jy kan lewe. Toe sing hy maar weer verder. Although none go with me, still I will follow. Although none go with me, still I will follow. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Toe maak hulle hom ook dood. Maar iets wonderliks gebeur. 'n Week daarna, toe roep daai burgemeester die hele dorp weer op daai stadsplein bymekaar. En hy gaan staan daar waar daai twee gesterf het. En hy sê, mense, as iemand bereid is om te sterwe vir sy God, dan wil ek ook daai God dien. En hy kniel daar en neem die Here Jesus aan as sy verlosser en saligmaker. En geliefdes, dis die waarheid wat ek julle vertel. Die hele dorp gee hart vir Jesus. Maar nie net dit nie. Die hele omgewing gee hart vir Jesus. Daar duisende mense as gevolg van 'n man en 'n vrou en kinders wat volhard het, wat bly staan het by die geloof in die Here Jesus. Hoe wonderlik dat soveel siele daardeur bereik kon word. Nou geliefdes, u sal vanmôre vir my vra, Hannes, maar wat kan ek doen om betrokke te raak? Hierdie mense is wel van ander lande, maar hulle is medegelowiges. En eendag, deur groot genade van die Here, gaan ons saam in die hemel wees. En geliefdes, die skrif sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid ly, ly al die lede. As een lid bly is al die lede saam bly. En soos ek ook aangehaal het, Hebreërs 13 vers 3, dink aan die gevangenes asof julle self gevang is. Nou hierdie mense vra nie veel. Hulle vra net bid vir ons. Waarvoor moet ons bid? Hulle vra net ons bid dat die vervolging moet ophou nie, nee. Laat ons bid dat die Here krag en genade gee om deur die vervolging staande te bly. Nou geliefdes, baie van u, ek sê vir Karin, dankie vir die hulp daar, het reeds by my pamflette gekry en party het al reeds voltooi. Maar baie van u het nie gekry. Hier by die deur is pamflette, hier by die deur is, daar is en agter is daar pamflette as u nog nie gekry het. Ek wil u vanmôre tog maar mooi vra dat een van daai pamflette van geopende deure vat en dan voltooi u bladsy 1. Dan gaan ons vir 'n nuusbrief stuur van geopende deur elke maand. Dis gratis. U kry dit per e-pos of per WhatsApp. En daarin word daar getuienisse van mense gebring wat die Here deurgedra het, maar ook gebedsversoeke dat u weet waarvoor om te bid. Nou geliefdes, eendag gaan ek by die Here staan. En dan gaan daar 'n man en 'n vrou of 'n kind kom, as daar kinders in die hemel, ek weet nie, en sê, maar jy is die rede. Ek bedoel, daar sal kinders in die hemel wees, maar ek dink hulle gaan ook bietjie groter wees. Bietjie meer volwasse wees. Maar hulle gaan sê, maar jy is die rede dat ek in die hemel is, want jy het vir my gebid, dat ek sal volhard tot die einde toe. Het sal ons nie bly wees. Sal ons nie vir ewigheid die Here dank. Daarom vra ek geliefdes in die eerste plek, wil u nie maar elke dag, net 'n deel van u gebed, ag dit kan u nie 'n minuut vat, vir hierdie mense bid, Here,
Gee hulle krag en genade om staande te bly, dat hulle sal volhard tot die einde toe, dat hulle U nie sal verloor nie, en voorsien ook in hulle behoeftes. Bid vir die gevangenes ook, dit is verskriklik in tronke vandag. Bid vir hulle dat die Here ook vir hulle krag en genade sal gee om te volhard. Geliefdes, dan in die tweede plek, en ek wil dit baie duidelik stel, ek is nie hier om geld te vra nie. Maar as jy voel jy wil dalk 'n bydrae maak vir die aankoop van Bybels, ons koop dit by die Bybelgenootskap aan, soos wat u gemeente heel moontlik die Bybelgenootskap ondersteun ons hulle ook. En ons smokkel die Bybels in lande waar daar nie Bybels beskikbaar is. Dan kan u die bladsy 2 van daai pamfletjie kan u voltooi. As u nie bankbesonderhede weet nie, kan u my maar vra. Gaan ek u bel môre en die besonderhede by u kry. Maar voltooi bladsy 1 en dan bladsy 2 net die naam, die bedrag wat jy wil gee, R100, R200, R300, maar nie die bydrae vir die kerk vat nie, as jy 'n donasie wil gee. En teken dit net. As jy dalk 'n kontant bydrae wil gee, wil sê ek wil nie op 'n maandelikse bydrae 'n basis gee nie, kan jy op die derde bladsy net daar skrywe en jy kan dit binne in die koevertjie sit en dit weer vir my teruggee. Nou ek gaan by die deur staan daar agter. Ek wil tog maar vra as iemand nou van die kerkraad by die ander deure daar vir my kan help, dan net hierdie vorms laat voltooi en inneem en dan ook die petisievorm laat teken. Ons sal dit baie waardeer. Geliefdes. Dan laastens, u kan ook saam met ons toer na die lande toe. Ons gaan nie vat na plekke soos Noord-Korea en Nigerië waar jy gaan doodmaak of Afghanistan nie. Baie van die daar is kaarte wat die lande, 50 lande wat die ergste vervolg word uitspel. As jy nog nie kry gerus daarvan. Geliefdes, dan kan jy saam met ons toer na die lande toe. En ons glo en vertrou dat jy gaan ook daardeur 'n baie groot seën ontvang. Maar baie dankie. Baie dankie vir julle geduld. Dankie Dominee Wynand, dankie Karin, dankie Dominee Gerrit en sy afwesigheid en die bestuursraad vir die geleentheid wat jy my gegee het. En byvoorbeeld baie dankie vir u ondersteuning en die wat reeds voltooi het. Baie dankie, mag die Here u ryklik seën. Nou geliefdes, ons het aan die einde van ons diens gekom. Gaan ons 'n slotlied sing. Kom ons sing 'n slotlied en daarna gaan ek die seën uitspreek en dan kan ons vandag. Baie dankie. Kom ons staan en sing dit hartlik saam.
Seun van God, drie-enig, sal verewig met jou wees. Gaan in vrede, ek kan doen wat ek jou vraag. Versprei myne, gaan leef my liefde, ek het onthou, ek is altyd daar. Here, baie dankie dat ons vandag U is ons ken as ons redder, verlosser en saligmaker. Baie dankie dat daar 'n dag was wat U gesê het, ek roep jou by jou naam, jy is myne. Dankie dat ons U kan toebehoort. Dankie dat ons in U hand is. Here, U sê U gee ons die ewige lewe, niemand sal ons uit U hand uitruk. Geen moslim, geen hindoe, geen anti-kris, persoon sal ons uit U hand uitruk. Here, dankie dat ons veilig by U is. Gaan dan saam met elkeen, dat die vrede van die Here elkeen se hart sal vul. Ons eer U, ons loof U en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Amen. Baie dankie. Onthou die petisievorms in die vormpie voltooi asseblief.